Ja, ik ga nou lekker aankomen. If you ask her, I've walked on water since before I could talk. She looks at me, forgets the miles I drove her up a wall. Daar gaan we weer liedjes speel vir julle. Maar julle kan staan so lank hier. Ja. Ja, julle is nou nie na. Maar eers as hulle moet heeltemal in is. Nee, hulle is laaste. Julle gaan nou stap. Eers julle. Julle nou nie na. As die liedjie nou klaar is, julle kan so lank hier so staan. Reg staan. Een of twee? Almal saam. Maar 4 of Ja, julle kan 2 maak dit saak. Gaan 2. Maak dit saak, ja. Oké, gaan staan ouder. Gaan staan ouder. Hulle twee saam, ek en Raymond gaan saam. Julle gaan staan voor, né? Dan sit ek, dan sit julle. Here comes the, 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 y'all don't really party like that. Here comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really party like that. Julle staan hierdie kant. Ja. Hallo. Oh yeah. 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Make the world be running with you in my bed. That's the thing that I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the fine things in life. Will forever be enough. Luan vorige vrou kom op sy baie sterk. Maar gaan so net seker maak net dis Marianka. Ja, Marianka. Let your arms be a place she feels safe in. She's the best thing that you'll ever have. She always has trouble falling asleep, but she likes to cuddle all under the sheets. She loves pop songs and dancing and bad trash TV. There's still a few other things. She loves love notes and babies and likes giving gifts. Has a hard time accepting a good compliment. She loves her whole family and all of her friends. So if you're the one she likes in. Ja? Wie wil je? Hulle moet gestap het op dieselfde liedjie. Ja. Ek weet nie waar dit is nie, maar ek het dit reg. Stand side by side and you'll make it. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her like that. He wakes me each morning by kissing my cheeks, and when I look a mess, says you're perfect to me. He's more than my best friend.
my side and you'll make it. She's the best thing that you'll ever have. She'll love you if you love her like that. Hoi my liefie, dis uiteindelik ons tyd. Die dag waarvoor ons al so lank wag. En net 'n paar oomblikke gaan die deur oop en ek loop af na jou toe. Nie net omdat troues so werk nie, maar oor ons same besluit gemaak het om mekaar en net mekaar lief te hê vir altyd. Ek wil jy moet weet dat ek letterlik alles vanaf 16 Oktober 2016 tot vandag weer oor sal doen om te kom tot waar ons vandag is. Ons het dit uiteindelik gemaak en alles bly my laat dink aan 'n stukkie van Auntie Krog se gedig. Ergens is jy, want na jou liggaam is ek gemaak, na jou maat gevorm. En as ek die dag my hand in joune sit, sal ek my padkaart bære met die wete, my reis op soek na jou is nou verby. Ek kan nie wag vir ons volgende hoofstuk nie, maar voordat ek kan begin, moet ons eers iets afhandel. So staan so lank reg, dan sien ek jou nou. Ek is lief vir jou. One step I died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Time stands still. I will be brave. I will not let anything take away. Standing here for miles of me, every breath, every hour has Marianka, ek wil begin deur vanmiddag te sê, dit wat almal nog hierso vir jou gaan sê, jy lyk pragtig, hoor. Luan, ek het al vir jou voor die tyd gesê, jy lyk ook smart, hoor. Hou so aan. Goed. Familie, vriende, baie welkom hier vanmiddag by die groot dag, die huweliksbevestiging van Luan Marianka. En dit is regtig my gebed dat hierdie dag vir julle 'n mooi dag sal wees. 'n Dag sal wees wat julle vir die res van julle lewens sal onthou. Foto's sal na kyk en sal sê dit is 'n hoogtepunt in my lewe. Maar bo dit als dat julle sal onthou en sal weet dat dit ook 'n goddelike dag is. Dat dit God is wat julle vandag hierso, soos wat ons ook gaan lees in die teksgedeelte wat julle gekies het, een kom maak. Vir almal wat ook vandag hierso is, mag ons elkeen besef wat so 'n ongelooflike voorreg dit is om getuienis te wees, om deel te mag wees daar waar ons besef, hoor, weet, maar dit is nou God wat hier in die werk is. Dis God wat hierdie man vir hierdie vrou gee, hierdie vrou vir hierdie man gee, en dit is hy wat vir hulle kom een maak. En daarom mag ons elkeen besef wat 'n ongelooflike voorreg dit is. Nou Luan, ek het nou al gesien, die trane het al geloop, en jy het nou, voor die tyd was jy rustig geweest, en toe het jy begin bewe. So Marianka, ek wil net eers vra, jy moet nou net eers jou regterhand so voor uitsteek. En dan Luan, sit jou hand 'n bietjie bo op haar hand. Is dit vir jou lekker? Jy moet dit geniet, want dit is die laaste keer dat jy die oorhand het, hoor. Familie, vriende, kom ons sit net so, ons buig die hoofde en ons begin ook hierdie dag in die naam van Jesus Christus. Here, dit is vir ons mooi, dit is vir ons goed om hier in die natuur u goedheid te beleef. Om deel te mag wees, Here, daar waar u in die werk is. En wanneer ons die formuliere ook lees, Here, dat ons sal hoor, maar dit is u wat vir Luan, vir Marianka van die begin af geskep het, uitgehou het, eenkant gehou het, en net so ook vir Marianka vir hom, Here. Here, dankie dat ons hier mag wees, mag deel wees van Christus se gees wat teenwoordig is, waar u vir hulle kom, man en vrou wil kom maak, en dat ons gebed vir hulle is, dat u vir hulle sal seën in hulle huwelik tot die einde van hulle dae. Here, dankie dat ons vandag, wanneer ons ook nou die woord gaan lees, mag weet dat ons u woord mag lees, omdat ons weet u self hier teenwoordig is. Seën vir ons elkeen wat hier is.
seën ook vir hulle en seën elke stukkie verrigting wat nou gaan gebeur in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek wil begin deur vir julle 'n storie te vertel. Dit was die seentjie wat in 'n sonnaarskoolklas was en ja, ek het juist aan hierdie storie gedink want dis my voorreg om te besef dat albei van julle was saam met my in 'n belydensklas sonnaarskool gehad. So dis my ongelooflike spesiale voorreg vandag. Maar in elk geval die storie gaan as volg. Die seentjie is die Sondag in die sonnaarskool en die tannie wat die lesie aanbied is besig om deur al die wonderwerke te werk. En hierdie spesifieke Sondag is dit die eerste wonderwerk wat Jesus Christus gedoen het. Nou vir die wat nie weet wat dit is nie of nie onthou wat dit is nie, dit was ook by 'n geleentheid soos hierdie. Was by 'n troue gewees en soos wat baie keer maar gebeur by troues, later die aand dan word die wyn op. En dan ken ons die storie, Jesus verander water in wyn. En hierdie seentjie is ongelooflik opgewonde oor dit wat hierso gebeur het. En hy kan nie wag om vir sy pa te vertel van hierdie wonderwerkie. So toe die sonnaarskool uit is, hardloop in die straat af terug sy huis toe en hy gaan vertel vir sy pa. Pa, dit het Jesus gedoen by 'n troue. En sy pa het die storie so uitgeluister en toe vra hy vir hom, nou okay, maar wat is die moral of the story? Wat is die les wat jy hier geleer het? En hy het so gesit en dink en dink en dink. Hy sê, pa, as jy trou, maak seker Jesus genooi. En is dit nie ongelooflik waar nie? Dat wanneer ons die huwelik bevestig, is dit die eerste ding wat ons wil doen, is seker maak, Jesus is hier teenwoordig. En dis hoekom ons ook die woord van die Here lees, is sodat hy vir ons kan leiding gee, dat hy vir ons kan raad gee, dat hy die toon kan aangee in die huwelik. Nou ek wil vanmiddag vir julle 2 gedeeltes lees. Die eerste gedeelte is die gedeelte wat julle ook gekies het in Matteus 19. Matteus 19 vers 4, bekende gedeelte, dan staan daar, hy het hulle geantwoord, het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie. Daarby het hy gesê, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle 2 sal een wees. Hulle is dus nie meer 2 nie, maar 1. Wat God dan so saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. En dan saam met hierdie gedeelte wil ek vir julle nog 'n gedeelte lees uit Hooglied. Uit Hooglied 8 vanaf vers 6. As ons hierdie gedeelte lees, terwyl jy dit hoor, wil ek weet, dit is 'n bruid wat met haar bruidegom praat. Die bruid is nou in die woord en dan sê sy vir haar aanstaande, hou my teen jou, soos die seelring op jou bors, soos die seelring aan jou arm. Die liefde is sterker as die dood, die hartstog magtiger as die doderyk. Dit brand en vlam soos vuur. Strome water kan die liefde nie blus nie. Riviere kan dit nie afkoel nie. Al wil iemand vir die liefde al die rykdom in sy huis betaal, hy sal daaroor uitgelag word. Ons lees net tot sover. Daar's 'n bekende lied wat ons baie keer in die NG Kerk in die kerk sing, lied 530 is 'n liedjie wat in ons liedboek voorkom en julle sal dit ken. Dis die bekende lied met die woorde, al praat ek mense engele tale en dit is nie uit lief nie, is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie. En dan sê hy verder, al kan ek geheimenisse uitlê, berge deur geloof versit, of wil ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Nou hierdie lied het 'n spesiale boodskap, en daai boodskap is dat geen daad wat ons doen, geen verhouding wat ons betree, geen emosie wat ons beleef, geen verhouding waarin ons ingaan, geen huwelik wat bevestig word, kan suksesvol wees as daar nie 'n absolute goddelike liefde, opregte, waarlike liefde is nie. Die probleem waarmee ons sit is dat ons al hoe minder in hierdie wêreld weet en leer wat is ware liefde. Ons weet nie meer hoe dit lyk nie, ons weet nie eers nie om dit toe te pas nie, ons weet nie waar om dit te kry nie. En daarom wil ek vandag die vraag vra, maar waar kry ons hierdie liefde? Wat is hierdie opregte liefde? Wat is 'n hartgedrewe liefde? Nou natuurlik, die Bybel gee vir ons op al ons vrae antwoorde, en so doen hy ook op hierdie vraag. Die bekende gedeelte 1 Korintiërs 13, kom Paulus en hy kom lei ons, hy kom help ons om vir ons te sê, maar dit is wat liefde is, en dan skryf hy daarso, dan sê hy, die liefde is geduldig, dis vriendelik, dis nie afgunstig nie, dis nie grootpraterig nie, dis nie verwaand nie, dit hou nie onwelvoegtelik nie,
Hou nie boek van die kwaad nie, dit bedek alles, glo alles en verdra alles. Nou hierdie woorde kan 'n mens duidelik besef, is nie net Paulus wat hier geskryf het nie, dis absoluut soos wat die woord en wat ons glo van die woord, dat dit deur die Gees geïnspireer is, dat dit van God afkom, en daarom besef ons, Paulus het nie net sommer net iewers skielik gaan dink, wat is liefde, en hy het neergeskryf, hy is absoluut Gees geïnspireer, en wanneer hy hierso neerskryf, dan besef 'n mens, maar dit is wat liefde is, want as ons daai gedeelte lees, dan besef ons, maar hier is die woord besig om ons te beskryf wie God is. En daarom as ons hierdie gedeelte lees, dan besef 'n mens, maar hier's 'n handleiding vir my huwelik. Ek kan dit net so vat en ek kan dit toepas op my huwelik. Maar as mens hierdie gedeelte lees, dan besef 'n mens, daar's eintlik so 'n bietjie, nie 'n probleem nie, maar dis 'n moeilike gedeelte. En ek hou nie eintlik daarvan as dit mense dit altyd net op 'n huweliksbevestiging lees, want dit klink baie dogmaties, dit klink kognitief, dit klink soos 'n klomp reëls wat 'n mens moet gee. Hier is die reëls wat jy moet nakom, hier is die goed wat jy moet doen en hierdie is die goed wat jy nie moet doen nie. En daarom wil ek juis 'n bietjie stil staan by hierdie gedeelte in Hooglied ook, want hier raak dit nou dit wat ons hoor in 1 Korintiërs 13, dit wat ons hoor in Matteus 19 word nou iewes skielik prakties. Nou ons het gelees daarso in vers 6 waar die bruid vir haar bruidegom sê, hou my teen jou bors soos 'n seelring. Nou vir die wat vandag hierso sit, baie van ons weet nie eers meer wat is 'n seelring nie. Maar vir die wat nog onthou, daar was 'n tyd wat poskantore in Suid-Afrika gewerk het, waar jy 'n pakkie kon gaan ingee het, en hulle het hom in 'n boksie gesit, toutjies oorgevat, en dan was daar so 'n kruit wat hulle gebrand het, en dan daai rooi kruit gedrip, en dan het hulle hom geseël met 'n seelring. En dis wat 'n seelring is. In die Bybelse tyd, in die tyd van keisers en konings, was 'n seelring iets ontsettend spesiaal vir die man gewees het. Dit was iets gewees wat status gewys het, iets wat jou identiteit gewys het. So die man het altyd hierdie ding met 'n toutjie om sy nek gedra, en hy het hom die hele tyd hier teen die bors geskaaf. So hy was die hele tyd bewus van hierdie seelring wat om sy bors is of om sy arm vasgemaak is. En daarom kom die bruid en sy kom sê vir haar bruidegom, ek wil hê jy moet my koester soos 'n seelring. Ek wil hê jy moet my naby aan jou hart hou, ek wil hê jy moet my naby aan jou bors hou. En dan besef ons, dis 'n bruid wat kom en sê, koester my. Luan, en dit is presies wat ook vandag vir jou gevra word, verwag word. Die Here het vir jou vrou gegee. En jou taak is om haar te koester, om haar lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel, met alles wat jy is. Maar saam met dit, as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan besef 'n mens, maar dit is nie net al nie. Hier's 'n paar karaktereienskappe van die liefde wat uitstaan en, as ons dit so kan sê, sleutels vir julle huwelik is. En die eerste ene is, die liefde is 'n alomteenwoordigende krag. Daar in vers 6 dan lees ons en sê hy, dit is so sterk soos die dood. Nou dit is altyd vir my 'n aardige vergelyking wat 'n mens maak as 'n mens by huweliksbevestiging is. Maar as jy daaroor dink, dan besef 'n mens hoe waar dit is, want of ons dit wil weet of ons dit nie wil weet nie, elkeen van ons op hierdie aarde het 'n beperkte tyd. Dis die een krag waar ons nie verby gaan kom nie, is ons moet doodgaan. Maar dan gaan hy oor en hy maak hierdie ongelooflike mooi vergelyking en sê dis hoe ware liefde ook is. As ons mekaar ware liefde toon, dan is dit so sterk soos die dood. Ek kom nie daarvan af weg nie, ek wil nie daarvan af wegkom nie. Dit gee vir ons krag, dit gee vir ons moed vir ons huwelik, dit hou ons by mekaar. En daarom is my gebed dat wanneer julle vanoggend of vanmiddag althans hierso staan en 'n belofte aan mekaar gemaak, dat julle besef maar dis 'n alomteenwoordigende krag. God is altyd by ons, met ons, in ons huwelik. Die tweede een is 'n transformerende krag. En dit sê die eenvoudig dit wat die woord vir ons sê. Ware liefde verander ons. Ware liefde maak 'n hart wat hard is, wat ook miskien seer maak, sag, soos wat Jesus Christus vir ons sag gemaak het. En daarom kan ons sê dis 'n transformerende krag. Dit transformeer ons en daar's baie voorbeelde. Want transformeer beteken eenvoudig nou in hierdie opsig, ek is nie meer die koning van my eie lewe nie. Ek is nie meer die baas nie. Dit gaan nie oor die eie ek nie. Hier is 'n geliefde wat vir my gegee word en daarom, Marianka, hierdie man is nou jou eerste prioriteit en die Here transformeer vir ons in daai opsig. Luan, dieselfde vir jou. Hierdie vrou is nou vir jou gegee en die Here verander jou, dat jy besef maar nou lê jou lewe voor hierdie vrou af en die Here transformeer ons. Ek is nie meer my eie ek baas nie.
Die derde ene is, dit is 'n oorwinnende krag. Ons lees daarso, strome van water kan dit nie blus nie, riviere kan dit nie afkoel nie. Nou wat dit vir ons sê is dat daar's geen hindernis, geen probleem, geen niks wat oor ons pad kan kom, struikelblok, wat ook al, wat te groot is, dat ons huwelik moet opgee nie. Dit is 'n oorwinnende krag, want Jesus Christus is die oorwinnaar. Hy het die dood oorwin, hy is die een wat seëvier, en daarom is hy die een wat, omdat hy vir ons in die kruis gesterf het en oorwinning gebring het, vir julle ook wil kom sê, wanneer julle hierdie beloftes in mekaar lê, onthou, dit is 'n oorwinnende krag. Ja, daar gaan baie moeilike tye kom. Jy kan vir die ou ooms en tannies wat nou hierso op die banke sit, wat nou al vir baie jare lank getroud is, kan jy maar vir hulle gaan vra. Daar word sakke sout gesleep. Alles is nie altyd maanskyn en roos nie, daar kom moeilike tye, maar is 'n oorwinnende krag. Niks is te groot nie. Die laaste ene is, dit is 'n verwonderende krag. Dit is my 'n ongelooflike mooi vertaling wat hierso staan. In die Grieks sê vir ons, dit beteken to be in awe of. Nou Loan, toe jy nou hierso so gestaan het, en Marianka kom deur daai deur daarbo, toe kon ek dit in jou oë sien, toe's jy in awe. Verstaan, die trane loop, en jy kyk vir haar en jy besef, dis die mooiste vrou in die hele wêreld, en sy's joune. En toe jy voor kom staan het en jy kyk in sy oë en jou oë skitter, dan is dit dieselfde gevoel wat 'n mens nie. Mens verwonder, en ons verwonder baie dinge. Ons verwonder skoonheid, ons verwonder aardse dinge, rykdom, ons bewonder baie keer besittings. Maar hierdie is iets totaal anders, to be in awe of. Want, of ons dit al weet, of ook nie wil weet nie, oor 20 jaar van nou af, lyk julle nie meer soos julle nou lyk nie. Dan is daar 'n paar ekstra plooie en 'n paar ekstra rolle om die maag, en dan verwonder jy nie net 'n uiterse skoonheid nie. Loan, dan verwonder jy jou vrou, omdat jy kan sien, maar iets van God is in my vrou. Ek het 'n goddelike vrou getrou. En dieselfde vir jou, Marianka, jy kyk na 'n godsman, en daarom verwonder jy. En dit is my gebed, dat hierdie kragte, hierdie karaktereienskappe van liefde, die transformerende krag, die oorwinnende krag, die verwonderende krag, dat dit vandag hierso in elkeen van julle se lewens sal wees. En daarom bid ek vir julle voorspoed en guns. En dit wat nou gaan gebeur as ons oorgaan in die formulier, wil ek net eers gou vir julle 'n voorbeeld gee. En wanneer julle hierdie wyn gaan drink, is dit ook saam met dit 'n stukkie nagmaal wat julle gebruik, maar ook 'n belofte wat jy vandag kom vasmaak. Hierdie wyn lyk nou dalk dieselfde, maar dit is twee verskillende wyne, glo my. Marianka, hierdie glas wyn verteenwoordig jou, al jou karaktereienskappe, al jou foute, alles wat God jou mee geskaap het, jou familie, alles waarvandaan af jy kom. En so, Loan, is hierdie ook jy. Dit verteenwoordig vir jou, dit verteenwoordig jou gesin, jou familie, daarvan jy waar jy vandaan kom, maar ook met al die gawes wat God jou gemaak het. En wat ek nou gaan doen is, ek wil hierdie twee wyne saam in daai een glas gooi. En die een ding wat ons weet, as ons twee wyne gemeng het, is dit presies wat die woord ook vir ons sê, kan 'n mens dit nooit weer uitmekaar uithaal nie, mag ons dit nie uitmekaar uithaal nie. So seker as wat julle hierdie wyn nou gaan proe wat gemeng word in daai glas, wil ek weet, so seker mag julle weet, dat dit Christus is wat julle nou verenig, en dat geen mens dit mag uitmekaar uithaal nie. Ek sien hom. Wanneer ons kom by die instelling van die huwelik, dan besef 'n mens, maar dis God wat dit gedoen het. Dis God wat reg in die begin gesien het, dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie, en daarom het hy vir die man 'n vrou gemaak, en dan sê die woord vir ons, dis sy gelyke. Sy gelyke om hom aan te vul, sodat hulle mekaar kan bystaan, kan heel maak,
En dan sê die woord vir ons, om so deur die Here verenig te wees is 'n voorreg, 'n vreugde, maar ook 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid. Ons weet dit deur die woord, dat die huwelik is 'n hegte eenheid waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe, die hoeksteen van 'n stabiele samelewing. En egpare wat hulle eenheid, geluk en toekoms in Christus vind, is onder die heerskappy van God se woord en is vir mekaar hulle families, die kerk en die samelewing 'n vreugde, 'n krag en 'n inspirasie. En dit gee vir julle die vrymoedigheid ook om vir julle huwelik te bid. Man en vrou moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees. Respekteer mekaar. Loan, as man moet jou vrou lief hê, soos Christus die gemeente liefgehad het. En soos Christus die hoof van die gemeente is en homself daarvoor gegee, is jy dan die hoof van jou vrou en moet jy haar lief hê, haar dien, lei en beskerm. Marianka, as vrou moet jy weet dat dit God is wat jou aan hierdie man verbind het. Net soos die gemeente aan Christus verbind het, en soos die gemeente die Here liefhet en gehoorsaam volg, so moet jy jou man lief hê en hom volg in alles wat reg en billik is. En dan gaan hy verder en sê vir ons, maar dit gee vir julle 'n oproep. Hier word ook 'n opdrag gegee om te sê, en daarom moet julle altyd op die Here staat maak om vir hom sê, aan U bly ons getrou, aan U bly ons gehoorsaam, weet dat julle die woord saam moet lees, dit oordink, saam bid, julle huwelik saam aan die Here opdra. Leef hy dit wat Christus vir julle geskenk het. Bou met liefde en vertroue daarop voort, op die mooi dinge wat julle mekaar gevind het, vermy selfsug en eie sinnigheid, want dit is juis waar die gevaar inkom. Gee julle self aan mekaar op allerlei maniere, met erns, met humor, in gelukkige oomblikke, maar ook in die moeilike tye wat kom. En moet nooit toelaat dat enige iets of iemand tussen julle inkom. Want wees daarop voorberei, soos wat ons ook al vroeër gesê, dat die Satan in hierdie oomblik nie baie gelukkig is nie, want dit wat God bymekaar sit, wil hy altyd kom skeer. En die eerste ding hoe hy dit reg kry is, hy sny jou verhouding met God af, en daarna druk hy 'n wig tussen man en vrou in. Daarom soek altyd julle krag in Christus, wat die bose oorwin het, deur sy woord en gees, heilig hy sy gesin as 'n kerk in die kleiner. En as die Here aan julle die voorreg gee om kinders te hê, maak hulle groot met 'n dubbele versekering. Ons is gebore uit 'n liefdesverbond, dit wat vandag hierso gevestig word, tussen ons ouers en ons leef as 'n huisgesin uit die genade wat ons Hemelse Vader met sy kinders in stand gehou het. Dan wil ek vra dat julle op die volgende begin antwoord. Loan, Marianka, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik leer? Is dit julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hiervolgens in te rig en begeer julle om met die seun van die Here in die eg verbind te word? Julle antwoord daarop. Ja. Loan, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid Marianka is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuienis dat jy haar tot jou wettige vrou neem? Jou antwoord. Ja. Ek wil nou vra dat julle vir mekaar die regterhand gaan gee. Dan kyk julle vir mekaar diep in die oë. Wakker. Maar die belangrikste, ek wil elke dag hoor hoe jy vir my sê, ek is lief vir jou. Ek sal vir jou lief bly, al beklei ons, al stry ons, of al is ek nigter of dronk. Of al is ons op ons heel gelukkigste, sal ek altyd lief bly vir jou. Ek kan nie vir jou die wêreld beloof nie, maar ek beloof dat ek elke dag my beste sal doen om jou alles te gee wat jy verdien, en jy verdien net die beste. Ek mag dalk die rede wees om jy die kwaalste te maak, maar weet ek alles mee wil deel, en nooit voorbehoekie. Marianka, verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruidegom Loan is nie, en aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuienis dat jy hom tot jou wettige man neem? Jou antwoord. Ja. Ek wil dan vra dat jy ook hardop die volgende belofte agter my hand sal sê. Voor God en sy gemeente Voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trou beloof ek liefde en trou vir altyd en in alle omstandighede vir altyd en in alle omstandighede aan my bruidegom Loan. aan my bruidegom Loan.
vriende, familie, Luan, Marianka, dit is dan vir my 'n voorreg om te mag sê, hiermee verklaar ek dat Luan en Marianka wettig getroud is. Dat julle man en vrou is, en daarom wil ek ook nou vra dat julle vir mekaar dan die ringe sal gee, as 'n teken van julle eenheid wat deur Jesus Christus gebind is. Julle kom op sit. Johan, wil jy? Jy mag maar. Jy mag jy. Baie geluk julle. Luan en Marianka het gevra dat daar 'n liedjie wat ons wil graag sing, aanbiddingslied, 'n loflied, so ek wil vra, kom ons staan almal, die wat die liedjie ken, sing saam, maar kom ons seën hulle ook met hierdie lied. Afsonder. Voorsien. Anders zou ik niet gezegd. Het is wel veel vrouw. Terecht. Zeker. Luan, julle moet nog nie wegstap nie, ek wil die seënbede uitspreek. Hij kan ook niet wegstappen. Hij is die weg in die waarheid, daar is niemand zoals hij. Leg jou handen maar voor, zing halleluja, hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, door zijn heilige naam. Leg jou handen maar voor, zing halleluja, hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, hij kom om ons te halen. Elke knie sal buig en elke tong sal getuig. Hy het dood verlewe oorwin, hy opgestaan. Leg jou handen na voor, sing halleluja, hier aan hom. Halleluja, ons koning kom, door sy heilige naam. Leg jou handen na voor, sing halleluja, dit kom hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Terwyl ons so staan, kom ons seën hulle ook met 'n gebed. Kom ons buig die hoofde. Mag die Vader julle beskerm, mag die Vader vir julle lei. Mag die Here Jesus Christus in sy liefde en genade in julle leef. Mag die Heilige Gees julle inspireer tot diens aan God, aan mekaar en aan julle medemens. Vrede in die naam van Jesus. Amen. Ek wil dan vra dat julle asseblief na die tafel sal kom waar julle gaan teken, en dan wil ek ook net die twee getuienisse vra, en die res kan solank agteruit beweeg. Ek het gesien daar's houertjies met konfetti en goed in, dat hulle solank 'n rytjie maak, ons gaan net 'n oomblik besig wees. Nou moet ons net eers vingerafdrukke vat. Dit is Maar die, dat is wel voor die baas. Ja. dis die linkerduim. As jy hom nou gaan vat, nee, druk hom net hierso, moenie druk nie. Moet hom ook nie rol nie. Dis letterlik net 'n neersit. So vat net eers so oefen enetjie, want hulle gooi hom maklik uit as gevolg van. Ek kom net so een keer hierso. Yes, okay. Maar jy het duime gedruk en nog nie dadelik afsien. Okay. Dat hom net nog weer hierso. Hey, hy's daar, nou blokkie. Hy's alright so. Dat hom weer.
sy. Dis sy. Nog 'n enetjie. Vriende, daar is 'n broodtafel aan daai kant waar verversings Okay, ook is. Loan. En almal kan daar by mekaar kom en dan sal ons van daar af in beweeg sal. Gee hom ook net so oefen. Gewoonlik sukkel die mans bietjie meer, die duime is styf. Ja, jy gaan hom bietjie moet druk hom ordentlik. Okay, dan weer. Okay, so maak hom lekker nat. Okay, so is daar. Yes. Ja, dis elke keer. Die man sukkel altyd. Okay, en ons nog enetjie. Okay, nou kan julle sit, dan gaan ons teken. Ek kan die stoele nader trek. Net daar eers afhandel. Ek sien julle het 'n pen hier. Reg my druk op die roep. Okay. Ja. Ek vat net sommer hierdie weg, laat hulle net 'n mooier foto kry. Okay. Bring julle gaan julle duime vir my lekker naby na die mekaar. Hy het nog gevoel. Lekker nader teen mekaar om Nog nie. Okay, julle nou kan julle afvee. Ek weet nie waar ek hulle kan afvee daar. Okay. Julle moet nou so hard teken as wat julle kan want hy moet nou mooi duidelik deurslaan. Okay. Dan jy teken. Dis 'n swart pen die nee. Ek het nie getoets nie. Laat ons net seker maak. Ja, hy's swart. Ons moet net seker maak ek. Ja. Okay, jy druk daar so hard as jy kan. Maak jou handtekening. Jy teken nou nog as nuwe huise, né? So ja, ek kan dit jou gesê vir die laaste keer. Nee. Jy teken daar. Nee, dis 'n potlood. O, is dit 'n potlood? Ekskuus. Nee, dit gaan nie werk nie. Okay, jy teken op daai lyntjie. Okay. Net seker maak hy's dwarsteer. Ek het net mooi deurgeslaan. Dan sit nou net die getuienisse. Okay. Ja, myne redelik nog 'n bietjie goed. Okay, dan sit net die twee getuienisse wat met teken. Dit is van Heerden Nieuwenhuis. Van Nieuwenhuis die eerste. Eerste Nieuwenhuis. As daar trek hom op. oorbly. Ek wil net seker maak hy's deur laat die lig. Kyk, dit doen. As daar oorbly gee vir die res.